Miskien leef daar 'n wrok in jou hart. Het iemand jou seer gemaak en sukkel jy om te vergeef? Of miskien is jy bitter jaloers, dalk op 'n kollega daar by die werk. Sy het ook gegaan vir die pos waarvoor jy geskiet het en sy het dit gekry en jy weet jy's 'n beter kandidaat gewees. Miskien sukkel jy om te vergeef. Weet jy wat, ek dink 'n baie belangrike ding in die eerste plek om te onthou, is dat God ook daai persoon wat jy so sukkel om te vergeef, dat God ook daai persoon geskep het, dat hy volgens die beeld van God geskep is, of sy, ons sê imago Dei, volgens die beeld van God geskep is, en dat God ook hierdie persoon liefhet, glo dit nou of jy wil of nie. Maar Jesus het ook vir hierdie persoon gesterf. En begin by daai punt, deur vir jouself te sê, maar Here, help my om hierdie persoon te sien, soos U hulle sien. Help my om U genadebril op te sit. Weet jy, baie keer, dan sit mens met 'n stukkie wrok in jou hart, en dan is dit nodig om na hierdie persoon toe te gaan, en met hulle te praat, want baie keer dan, as jy nie praat oor hierdie saak nie, dan word hierdie wrok net al hoe groter en groter, omdat dit nie aangespreek word nie. En later kry jy 'n skeefgetrekte prentjie van hierdie persoon, en besef jy nie eintlik, dat hierdie persoon dit dalk nie eers so bedoel het, soos wat jy gedink het, sy dit bedoel het, of hy dit bedoel het nie. Ja, miskien het iemand jou 'n vuishou met hulle woorde gegee. Gaan praat met hulle. Dit is nie maklik om te vergeef nie, né? Maar ek wil vir jou aanraai en aanmoedig om te let go and to let God. Want op die einde, as jy dit nie doen nie, gaan dit jou eie lewe benadeel. Want later is dit alwaaroor jy dink, en hierdie seer wat hierdie persoon jou aangedoen het. En dit beperk jou potensiaal, jou menswees. Mediese navorsing sê selfs dat dit sleg is vir jou gesondheid, deur die heeltyd bitter en onvergewingsgesind te wees. Maar C.S. Lewis het nogal gesê in sy boek Mere Christianity, everyone thinks forgiveness is a lovely idea until he has something or someone to forgive. Ja, dit is makliker gesê as gedaan, né? Maar gelukkig help God ons hiermee. En as ons sy hand vat, dan gaan ons op hierdie reis van vergifnis, en dit is absoluut die moeite werd. In Matteus 6 staan daar, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Dit is eintlik skokkende woorde, né? Want wat God hierso sê, is hoorie, ek het vir jou genade gegee. Ek het gesterf, my seun het gesterf in jou plek. En nou wil jy nie genade aangee vir iemand anders nie. Ja, kies om te vergeef. Vra die Here om jou te help, om hierdie pad te stap. Jesus is vir ons 'n voorbeeld daarin. Hy het sy lewe gegee. Hy het vergeef. Aan die kruis het hy uitgeroep, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar's so 'n oulike staaltjie wat vertel van hierdie twee monnike, en hulle was in 'n baie streng klooster gewees, hierdie twee monnike. Hulle mag byvoorbeeld nie aan 'n vrou geraak het nie, daar mag geen kontak tussen hulle en vroue gewees het nie. En toe op 'n stadium toe gaan hierdie twee monnike en hulle stap deur die woud, en hulle kom by 'n rivier en die stroom is baie sterk, en hier sit 'n vrou op die oewer van die rivier en huil. En sy sê, kan hulle haar tog nie asseblief oor die stroom dra nie? En sonder om 2 keer te dink, het die ouer monnik, het hy hierdie vrou op sy skouers gesit, en hy het haar oor die stroom gedra. En toe hulle verder stap, het die jonger monnik, was hy doodstil, en hy was eintlik briesend, nou, want hy het gedink aan hierdie strenge reëls wat by die klooster is, dat hulle nie aan vroue mag vat nie. En later kon hy homself nie meer keer nie, en hy sê vir hierdie ouer monnik, hoe op aarde, jy weet dan, ons mag nie eers aan 'n vrou raak nie. Hoekom het jy hierdie vrou oor die rivier gedra? Hoekom het jy kontak met 'n vrou gehad? En toe sê hierdie wyse ouer monnik, ek het al ure gelede neergesit. Waarom dra jy haar nog steeds? Ek het al ure gelede neergesit. Waarom dra jy haar nog steeds? Hoekom dra elkeen van ons nog die las van onvergewingsgesindheid? Hoekom dra ons die las en weier ons om versoening te gee, soos Jesus versoening gegee het? Ag, ek wil jou uitdaag om te vergewe, want weet jy, om nie te vergeef nie, is om gif te drink en te dink die ou vir wie jy kwaad is gaan doodgaan, en op die eind gaan dit jou meer skade doen as enige iemand anders. Pak hierdie reis aan. Let go
and let God.